Goeiemôre, baie welkom by Woordspieël, waar ons in die woord van God inkyk om Jesus daarin raak te sien en dan soos in 'n spieël getransformeer te word na sy beeld deur die Heilige Gees, soos wat 2 Korintiërs 3 vers 18 vir ons sê, wat gebeur wanneer ons Jesus raak sien in die woord. So vanoggend lees ek Genesis 3 en ek vra jou om Genesis 3 te gaan lees. Die vers wat vir my uitgestaan het is Genesis 3 vers 15. Ek noem dit belofte en ek lees vir jou. Want van nou af sal jy en die vrou vyande wees. Dit geld ook vir jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop inslaan of vermorsel, sê van die vertalings, en jy sal hom noodlottig aan die hakskeen byt. Hierdie is die eerste messiaanse belofte wat ons kry in die Ou Testament. En dit speel af nadat Satan die mens verlei het en 'n reeks gebeure in werking gebring het, wat meer skade en meer ellende in die goeie skepping ingebring het, ook in die mense verhoudings ingebring het, as wat hulle kon verstaan op daardie stadium. Maar net daarna maak God 'n belofte. So God skryf nie sy skepping af nie. Hy skryf nie sy mense af nie. Hy laat ons nie oor aan ons eie krag en aan ons eie vermoëns om nou maar te oorleef nie. Hy onttrek nie. Hy wag nie dat ons probeer opklim na hom toe om die verhouding te herstel nie. Onmiddellik kom soek God die mensdom uit. Onmiddellik beloof God dat hy deur die nageslag van die vrou die kop van die slang sal vermorsel. Ons sien dit, soos ek sê, as 'n heenwyse na Jesus Christus, wat uit die nageslag van Eva gebore word. Ja, Satan sal hom aan die hakskeen byt, Jesus sal sterf, maar Jesus sal dan Satan se kop vermorsel en ook in die proses die dood verslaan en vernietig. En in die proses sal hy herstel bring, proses van herstel ook in werking bring, wat alles met hom sal versoen en sal herstel op die einde van die dag. Nou ek wat na die vervulling van hierdie belofte leef, behoort nog steeds al my vertroue in die vervulling van hierdie belofte te plaas. Net soos hulle wat deur die eeue heen uitgesien het na die vervulling van hierdie belofte. Waarom probeer ek self regmaak wat sonde gebreek het? Ek moet oorgee aan God. Ek moet oorgee aan sy plan en sy werking. En ek moet al my vertroue in die een plaas wat die slang se kop vermorsel het. Daar is niks by te voeg nie. Alles wat opgebou het deur die Ou Testament, deur die geskiedenis na die vervulling van hierdie belofte, is scaffolding, wat in plek moes wees vir 'n tyd, maar nou onnodig is. Want Jesus is nou alles en alles. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader, dat U ons nie los nie. U het ons nie gelos om onsself te vernietig nie. Dankie dat U die belofte gestand gedoen het wat U aan die begin gemaak het, en nog steeds gestand hou vandag. Ek plaas vandag weer al my vertroue opnuut in Jesus Christus. Amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag hê, en as hierdie vir jou iets beteken, deel dit en like dit en share dit met ander.